Hartlike goeiemôre geliefdes aan elkeen van u. Geliefdes, ons kom vanmôre by Lukas 4 vers 31 tot 41, Markus 1 vers 21 tot 34 en Matteus 8 vers 14 tot 17. Nadat Yeshua in Nasaret verwerp is, kom hy na Kapernaum toe, aan die noordwestelike oewer van die see van Galilea. Nou hierdie stad sou die middelpunt van sy bediening in Galilea word. Matteus vertel dat hy in Kapernaum gaan woon het, Matteus 4 vers 13, en daarom word dit selfs later sy stad genoem, Matteus 9 vers 1. Nou, die naam Kapernaum beteken waarskynlik dorp van Naam of dorp van troos. En dit is eintlik baie gepas, want is juis uit hierdie stad uit wat die trooster sou na vore kom. Maar nou wat ons nou in gedagte moet hou vir hierdie besonderse Sabbat, want nou is dit 'n week later, hy gaan weer na die sinagoge toe. Nou hierdie Sabbat in Kapernaum sou word soos 'n openingstoneel van die lewe en die oorwinning van Yeshua. Wat op hierdie Sabbat sou gebeur het, vorm in baie opsigte 'n samevatting van Yeshua se hele bediening. Wat daai Sabbat sou gebeur het, eerstens, Yeshua sou leer met gesag. Hy sou die Satan gewys het sy oorwinning oor Satan. Hy sou siekes genees het. Hy sou homself openbaar het as die seun van God. En dan laastens, hy sou die koninkryk van Jahwe sigbaar gemaak het onder hulle. Nou kom ons keer eers terug na die verhaal toe. Lukas vertel vir ons dat weer eens op die Sabbat is hy daar en hulle gee vir hom die geleentheid om te spreek en dan begin Yeshua te spreek. Maar dan maak Lukas hierdie opmerking, Lukas 4 vers 32, en hulle was verslae oor sy leer, want sy woorde was met gesag. Die skrifgeleerdes het, wanneer hulle gewoonlik geleer het, was hulle uitsprake gebaseer op vorige rabbies. So hulle sou dikwels gesê het, rabbi so en so het dit gesê en daarom sê ons dit. Yeshua se woorde is totaal anders. Hy spreek as iemand wat nie van iemand anders gesag kry nie. Hy spreek as iemand wat self gesag besit. Wanneer hy die skrif verklaar, praat hy nie soos 'n student van 'n ander rabbi om te sê hierdie rabbi sê dit en hierdie rabbi sê dit nie. Nee. Hy kan getuig van uit homself uit. En is nogal opvallend om te sien hoe dit die mense diep getref het. Die manier waarop hy geleer het, dat hulle gesê, maar hy het geleer soos een wat gesag het. En nou wat interessant is dat dit amper die mense net so kwaai getref het, so dit moes 'n groot onderskeid gewees het as die wonderwerke. Maar die wonderwerke het bloot bevestig dit wat Yeshua se prediking reeds geopenbaar het, dat hier staan die Seun van God onder hulle. Johannes sou later geskryf het in Johannes 1 vers 17, want die wet was deur Moses gegee en die genade en die waarheid het deur Yeshua Messia gekom. Die Messias bring nie bloot nuwe inligting nie, hy bring waarheid in sy volheid. Hy bring daai genade en waarheid van Jahwe. Nou terwyl Yeshua spreek, word hierdie samesyn skielik onderbreek. 'n Man wat deur 'n onreine gees beset is, begin te skree. Lukas 4 vers 34, ek ken u, wie u is, die heilige van God. En hier vind ons die eerste van 'n merkwaardige ironie wat in die evangelies na vore kom. Die mense wat in die sinagoge sit, verstaan nog nie mooi wie Yeshua is nie. Maar die demone weet presies wie Yeshua is. Jakobus sou later geskryf het, ja, jy glo dat Jahwe een is, jy doen goed, die duiwels glo dit ook en hulle sidder, Jakobus 2 vers 19. Die bose geeste het geen twyfel gehad oor wie Yeshua is nie. Hulle het geweet wie hy is die heilige God, hulle het geweet hy is die beloofde Messia, hy het geweet hy is die regter wat hulle nog eendag gaan oordeel. En wanneer hulle dan uitroep, dan bestraf Yeshua hom direk om stil te bly. Lukas 4 vers 35, bly stil en gaan uit hom uit. Nou kan ons vra, maar hoekom beveel Yeshua hom om stil te bly? Nou, daar's 'n paar gedagtes. Eerste ene is dat die waarheid mag nie deur die vader van die leuen
verkondig word nie. Onthou Johannes 8 vers 44 sê, dat die Satan is die vader van die leuen. Tweedens, die volk het 'n ander Messia verwag, 'n vleeslike Messia, hulle het 'n politieke bevryder verwag. En dan derdens, die Vader sou self op sy bepaalde tyd, sou Jahwe beskik het, dat Yeshua geopenbaar word, nie wanneer die duiwel dit wil doen nie. En daarin is die treffende, dat Yeshua vir hulle sê, wat die presiese rede is, daaroor kan ons nie met absolute sekerheid sê nie, maar Yeshua maak hulle stil. Maar die mense is verstom. Lukas 4 vers 36, wat vir 'n woord is dit tog, dat hy met gesag en krag die onreine geeste beveel en hulle gaan uit. Nou volgens die geskiedskrywer Josefus was daar ingewikkelde rituele en besweringe en formules wat hulle gebruik het om bose geeste uit te dryf of aan te spreek. Yeshua gebruik niks daarvan nie. Geen ritueel, geen formule, geen towerwoorde nie, slegs daai een bevel, gaan uit hom uit. En die demoon gehoorsaam dit onmiddellik. En as ons vir 'n oomblik stil staan en ons dink dat alles het in Yeshua ontstaan, dan dink ons dieselfde stem wat alles geskaap het, is die stem wat nou hierdie demone uitdryf. En is na hierdie samekoms, wat dit dan Yeshua is, wat daar by die huis van Petrus gaan draai, en Petrus se skoonmoeder lê baie ernstig siek. Markus beskryf hierdie gebeurtenis eenvoudig, hy sê in Markus 1 vers 31, en hy het nader gekom en haar hand gegryp en haar opgerig. Lukas, die geneesheer, voeg by dat sy 'n ewige koors gehad het, Lukas 4 vers 38. Nou ons moet in gedagte hou dat in die antieke tyd was koors lewensgevaarlik geweest. Yeshua, wanneer hy optree, bestraf die koors en die siekte verdwyn onmiddellik. Maar wat treffend is Markus 1 vers 31, en dadelik het sy hulle bedien. Wanneer Yeshua gesond maak, is dit nie 'n gesond word proses nie. Hy maak al gesond onmiddellik, sy staan blakend gesond op en sy begin hulle te dien. Ware genesing is altyd meer as die verwydering van slegte simptome. Dit is herstel tot diens. Die eerste daad van hierdie vrou na genesing is diensbaarheid. Sy werk tot eer van Vader Jahwe, daar's diensbaarheid. En geliefdes, daar's iets daarvan wat ons kan onthou. Ons word nie net gered van iets nie, ons word gered tot diens. En dit is altyd iets wat ons moet onthou. En op 'n merkwaardige wyse is dit hier die skoonmoeder van Petrus wat hulle dan bedien. En dan gaan Markus aan en hy skryf, en toe die son ondergaan, Markus 1 vers 32, nou in gedagte in daai tyd het die dag geëindig wanneer die son sak. Na die ballingskap het Israel hierdie tydsraamwerk aangeneem, waarin vroeër in Oud-Israel se geskiedenis het wanneer die son opkom het die dag begin, maar later na die Babiloniese ballingskap, dan wanneer die son sak, dan begin hulle dag. En so sak die son dan, en al die mense kan weer begin reis, en so sien ons dat 'n groot hoeveelheid mense saamstroom na die huis van Petrus toe. Markus gebruik die opvallende taal wanneer hy sê in Markus 1 vers 33, en die hele stad was by die deur saam gewees. Nou stel jou nou voor, daar voor hierdie deur, die volgende dag, nadat Yeshua daar die man gesond gemaak het, is dit krepel, is lam, is blind, is besetenis, almal siek is, wat die straat vol staan. Almal wil Yeshua sien. Nie een van hulle word weggestuur nie. Matteus sien hier die pragtige vervulling, wanneer hy sê, dit is presies wat vervul is, maar Matteus 8 vers 17, hy het ons krankhede op hom geneem, en ons siekte het hy gedra. Wat 'n aanhaling is Jesaja 53. Jesaja 53 handel egter nie net oor Yeshua wat sterf nie, maar juis ook oor sy oorwinning, sy verlossing. Elke keer wanneer Yeshua 'n sieke aanraak, elke keer wanneer hy 'n demoon uitdryf, elke keer wanneer hy ontferming bewys, neem hy reeds ons gebrokenheid op hom. Al was hy nog nie by die kruis nie, al lê die kruis nog voor, al lê die vloekpaal nog voor, is elke tree wat hy gee in genesing van ons. Yeshua se hele bediening was in diensbaarheid om ons te red. Sy hele bediening was om
elkeen van ons te neem en gesond te maak, en daarom kom woon hy tussen gebrokenes, en dis die wonderwerk. Elke wonderwerk wys juis vooruit na sy finale oorwinning oor sonde, die dood en sy heerskappy. Geliefdes, in die treffende deel hier is, Yeshua is groter as Moses, profeet Moses, want hy leer met gesag. Hy is die heilige God, selfs die demone moet na hom luister. Hy is die koning van alle koninkryke, selfs die bose word uitgedryf. Hy is die geneesheer van die volk, siekte wyk wanneer hy dit aanspreek, wanneer hy iemand aanraak. Hy is die krag van Jahwe. En dan belangrik, geliefdes, soos die demoon self sê, hy is die seun van God. Geliefdes, en daarom op daardie Sabbat het Yeshua met gesag geleer. Hy het gewys, hy het mag oor die Satan, hy dryf die duiwels uit, hy genees die siekes, hy openbaar homself as die seun van God, en hy bring die koninkryk van Jahwe sigbaar onder hulle. Dit sou 'n pragtige beeld wees van dit wat voorlê in sy lewe. Kom ons word stil en bid ons saam. Ons wonderlike Vader, dankie dat Yeshua in sy eenvoud kom leer met gesag, gesond maak, homself in heerlikheid openbaar. Vader Jahwe, so dankie vir u onbeskryflike liefde en vir ons redding in Yeshua. Help ons dat ons ook dan nou vandag waarlik in hom sal lewe. Ons bid dit in Yeshua se naam alleen. Amen.